Ek is baie bly en opgewonde om hier in die eerste, wat is dit, die 7de Desember? Ja, die 7de Desember, vandag saam met u te kuier. Is nou al die klomp wat nou nog nie weg is Hartenbos toe nie. Baie welkom. Ek is bly dat u saam met ons is. My hart is veral baie verheug. Ek het nogal 'n baie, amper sal ek sê, emosionele week gehad. Die voorreg gehad om saam met elke broer en suster wat ek het, en almal leef nog, hier in 'n kar te klim Vrydag, 400 km te ry tot in Klawer. Ek noem dit Klawerg, want joh, het was warm. En ons klompie is in die kar en het vir my pa gaan kuier, hy het 86 geword. Ons het heerlik saam met hom gekuier, saam met hom geëet, saam met hom gelag, saam met hom gebid, en al die pad toe weer terug, weer so 400 km, saam met dieselfde familiespul in dieselfde kar. Ek is vanoggend baie bevoorreg, my suster, sy het al die pad gevlieg daar van Bella, Warmbad. Sy en haar pragtige dogter Zandi, hulle sit daar agter in die hoek. Hulle was ook in die kar en ons het behoorlik nou vir 800 km gelag en vreugde gehad. Dis nogal 'n groot blessing as kinders so, toe ons daar sit, toe besef ons die vreugde wat die Here vir ons gegee het en die voorreg om so by oupa te kan sit, al die kinders en ons kuier lekker saam. So, dit was so 'n bietjie van my week. Nou, ek gaan nie vandag preek nie, maar ek wil vandag meer vir u so 'n bietjie van 'n raamwerk neersit en bietjie vertel wat so belangrik is vir elkeen van ons se geloofspad, so iets uit my hart deel oor die doop. Is dit reg so met u? So ek wil so 'n bietjie saam met u kuier en nou wil ek jou ietsie vra. Ek wil jou nou vra om so 'n bietjie daar te sit met 'n oop gemoed en 'n hart wat sê, Heilige Gees, praat dan ook met my. Want is nodig dat ek hieronder, daar agter en daar bo my hart sal oopmaak net vir God se woord, dat hy met ons kan praat en hy met ons kan deel. Is dit reg so? So ons gaan bietjie daaroor gesels. Nou, ek wil graag bid, sodat ek ook nou kan kalm raak, want ek is mos maar altyd so bietjie op my sene wees. Kom ons bid. Vader, U is altyd teenwoordig as die outeur van U woord. Mag U Heilige Gees ons kom aanraak en met ons praat. Dis my gebed in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Terwyl ek so oor die gehoor kyk, toe sien ek daar's die paartjie wat ek verlede week getroud. Ek tog julle is nog op honeymoon. Die Bylevelds, baie welkom terug. Mag die Here julle ryklik seën. Maak so 'n bietjie so beiers. Julle met daai nuwe Byleveld kappel, meneer en mevrou Byleveld. Ja, daar vra hy sy vrou om ook 'n hand op te steek. Julle moet hulle maar 'n bietjie geluk wens. So, vriende, is jy almal saam met my? Rita, luister jy mooi? Great, ek moet net kyk dat sy daar in die hoek ook mooi luister. Waarom doop ons? Want jy is nou 10 jaar in hierdie gemeente en dis nou die eerste keer in 10 jaar dat jy nou sien ons het 'n doopbad hier in die kerk. Ons doop al 10 jaar, maar vandag is nou so bietjie anders. So ek wil 'n paar vrae stel en dan wil ek die vrae antwoord en dis nou waar ek sê, maak jou hart en jou gemoed oop vir God se woord. Waarom doop ons? En die antwoord is eintlik baie eenvoudig, kort en eenvoudig. Omdat Jesus dit gedoen het. Omdat Jesus dit gedoen het. Ons volg immers, en dit bely ons volg in die voetstappe van Jesus, ons volg in die voorbeeld van Jesus. By Harmonie Gemeente sê ons, dis ons leefstyl keuse wat ons ook wil doen. So ons kyk wat het Jesus gedoen, en dan doen ons dit ook. Waarom het Jesus, of waarom doop ons? Ons doop, want Jesus het dit ook gedoen. En een van die laaste opdragte en een van die laaste woorde wat Jesus met sy disippels en met sy volgelinge oor gepraat het, jy kan dit gaan lees op jou eie, dis nie op die skerm nie, Matteus 28 vers 19, dan sê Jesus, gaan dan heen, en dan gee hy opdragte, dan sê hy, gaan maak disippels van God se koning, gaan maak disippels van alle mense, dis ons opdrag, as gelowiges. Maar dan het hy nou nie daar opgehou nie, dan sê hy, en gaan doop hulle in die naam van die Vader, Seun
en die Heilige Gees. En hy het dit nie net gesê nie, en dis wat Jesus so wonderlik en maklik maak om te volg. Hy het dit self gedoen. Kom ek lees vir julle, dit staan in Markus 1 vers 9 tot 11, net daardie pragtige gedeelte waar Jesus in die Jordaan gegaan het om gedoop te word. En in daardie dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom en is hy deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dan beskryf Johannes dit nou so, hy sê, ekskuus tog, en dadelik toe hy, dis nou Christus, opklim uit die water, sien hy die hemele skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdal. En daar het 'n stem uit die hemel gekom, wat sê, U is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Is dit nie pragtig nie? En vir my so mooi, ek wou net gou weer na die Engels gaan kyk het, die Amplified, François, ek het hom ook daarop gesit, die volgende ene, jy kan net weer saam met my lees. Hy sê, immediately coming out of the water, he, that was John, saw the heavens torn open and the Spirit like a dove descending on Jesus, and a voice came out of the heavens saying, You are my beloved Son, in you I am well pleased and delighted. Is dit nie 'n pragtige gedeelte nie? As mens in jou gedagtes, ek is 'n prentjie mens, as jy in jou gedagtes soontoe gaan, Jesus, wat daardie dag by die Jordaanrivier, staan hy in die ry, want daar was duisende mense, daar was baie mense, Jesus staan in die ry, en hy wil gedoop word. Dink gou daaraan, die perfekte seun van God, hy het geen sonde gehad, hy het geen sonde gedoen, hy is God se seun, hy kom aarde toe hy kies om mens te word, hier by ons te kom woon, en hierdie Jesus gaan staan daar by die Jordaan in 'n ry, so tussen al die ander mense wat nou al baie sonde gedoen het, en sondige mense is, en hy identifiseer met hulle. Hy wil ook gedoop word. Kry die prentjie? Wag, ek gaan nou dit nog vir jou 'n bietjie probeer inkleer. Dis nou net sowel, jy gaan nou na 'n rappie opleidingskamp toe. Hierso is my eerste voorbeeld. Jy gaan na 'n rappie opleidingskamp toe en jy staan daar in die ry en hier voor jou en agter jou is Malcolm Marx en Jesslyn Colby en Pieter Steff de Toy en jy draai om en sê, "O, julle is seker instrukteurs, julle gaan ons nou leer." Hulle sê, "Nee, ons staan in die ry saam jou. Ons is hier vir die kursus." Dis 'n bietjie vreemd, né? Maar as jy dit nou nog nie gevang het nie, dis nou net sowel jy gaan na 'n kookskool toe vir opleiding, en as jy nou besig is om te registreer en jy staan daar in die ry en voor jou en agter jou is Bertus Basson en Jamie Oliver en wat's dit, Ruben Riffel, ek kan nou aangaan, maar dit lyk kos baie. Hulle staan nie almal saam met jou en jy so opgewonde en sê, "Is julle ons instrukteurs?" Nee, ons is saam jou hier vir dieselfde ding. Is julle amper daar, het julle die prentjie. Jy wil sing, want jy wil baie mooi sing en jy skryf in vir 'n kompetisie en terwyl jy daar staan hier voor jou is Kieran Jansen van Rensburg en hier agter jou is Michael Bublé, is dit Michael Bublé? En jy sê, "Is julle ons instrukteurs, gaan julle ons leer?" Nee, ons is saam. Ek kan aanhou. Jesus identifiseer met sondaars, met mense. En hy kom staan in die ry en hy sê, "Ek wil ook gedoop word." Dit is my so mooi. Ek kan nog enetjie sê, as jy nou 'n akteur wil, nee, ek gaan nie nou nog een sê nie. Waarom staan Jesus in die ry by die Jordaanrivier en hy wil gedoop word? Hy staan sonder sonde. Jesus staan in die ry en dit was nie regtig vir hom nie, dit was vir ons. Want hy het geweet na hom, honderde jare, duisende jare, meer as 2000 jaar later, sal daar klomp mense wees wat moet verstaan, wat 'n voorbeeld sal wil hê wat hulle moet volg. Jesus het geweet, hy gee vir ons die voorbeeld. Dis vir ons wat Jesus in die ry staan. Daar's nog 'n belangrike vraag. Wat is doop? As jy nou dink oor doop, wat is doop? Vir my as ek wakker word in die oggend en ek dink oor doop, dan dink ek onmiddellik aan die beskuit wat ek in my koffie wil doop. Maar as jy nou gaan sit, daai was nou glad nie my notas nie. As jy nou sit en jy dink, wat is doop? Wat gebeur in jou hart as dit opkom? Die doop is wanneer die ou jy sterf. En wanneer daar 'n nuwe jy opstaan,
Dis 'n teken wat baie hard en duidelik uitroep, die ou is verby, kyk, God het gekom en hy het alles nuut gemaak. Paulus skryf dit in 2 Korintiërs 5 vers 17, ek wil hom vir jou lees. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Is dit nie net absoluut wonderlik, gelooflik wonderlik om te weet, God maak ons splinternuut. As daar baie dae in my lewe wat ek dink, ai woeg, jy's daarom nou so in 'n toestand. Maar God kom en hy maak jou splinternuut. En dis wat God kan doen met die ou lewe, en hy gee vir ons 'n wonderlike, kosbare, nuwe lewe, wat Andrew so mooi gesing, this is amazing grace. Onbeskryflike genade groot. En vandag is hier mense wat gedoop word, en dis 'n teken daarvan. Ek kan julle nou waarborg, by die doop wat vandag gebeur, daai water kom regtig uit die grond uit hier, dit kom nie uit Israel uit nie. Dis nie een of ander heilige water nie, dis net 'n teken. Want die doop is nie jou redding nie, maar dis 'n bevestiging, dat ek het my hart en my lewe vir die Here gegee. Hierdie ou mens gaan sterf en 'n nuwe mens gaan, soos Christus, saam Christus opstaan, en as nuwe mens leef vir hom. Dis 'n teken. Ek kan baie goed onthou. Ek gaan nou vandag weer 'n paar punte skoor, maar 10 Oktober 1990, toe sê daai mooi vrou daar agter in die hoek, ja, sy sal myne wees. Dis lank terug, né? It's forever. Dis baie lank. Nee, dis nie so, dit voel soos gister. En sy gee vir my 'n pragtige ring. My vingers het bietjie groot geword, daai ring pas nie meer nie, ek het 'n nuwe een. Maar sy gee vir my 'n ring en ek gee vir haar 'n ring. En nou maak nie saak waar ons beweeg nie, daar's altyd 'n teken dat ek aan iemand behoort. Of ek nou in die mall is, of ek ergens langs die see is, en of ek by vriende kuier, of ek by 'n braai is, jy kan sien, ek's gevat. Ek behoort aan iemand. En dieselfde met haar. En hierdie is 'n teken. Is so 'n kosbare teken vir jouself ook. Wanneer jy hierdie stap neem, sterf en opstaan, 'n belydenis wat uitroep, ek is syne, ek behoort aan hom, ek het gesterf saam met Christus, en ek het opgestaan, ek het eintlik niks gedoen nie, ek was net gehoorsaam, Christus het alles gedoen, en dis vandag die teken, en wanneer jy hierdie stap van gehoorsaamheid neem, is dit die teken dat jy het jou hoop op Christus kom plaas, om jou nuut te maak. En dis wat Christus kom doen, die oue is verby, alles het nuut geword. Maar, nou moet ek vir u sê, daar is 2 goed wat doop glad nie is. En mense het ek al baie, en u sal dalk met my saamstem, as u dit nou hoor, dis eintlik 2 uiterstes wat mense altyd oor praat, as dit kom by die doop. Nou die een groep sê, doop is dalk nou nie so, julle maak 'n groot ding daarvan. Doop is nie so groot soos julle dit maak. Dis die een ding. En die ander groep sê miskien, doop, wel as jy nou nie gedoop word nie, is ek nou jammer vir jou, maar dan gaan jy nie hemel toe nie. So die een groep sê, doop is nie so belangrik nie, julle maak 'n big deal daarvan, kalmeer net 'n bietjie. En die ander groep sê, as jy nie gedoop is nie, gaan jy nie hemel toe nie. Nou, ek wil dit nou vandag ek weet almal luister nou min of meer, want hulle wil nou hoor wat gaan ek hieroor sê. Ek wil hier nou onomwonde sê, altyd daai stellings is verkeerd. Of is nie waar. Kom ons gaan gou terug na die eerste stelling. Moet ons 'n groot deel van die doop maak? Ek dink dis verkeerd om te sê dis nie baie groot nie, want Jesus Christus, die Seun van God, het dit groot genoeg geag, 'n big deal daarvan gemaak, om homself wat sonder sonde was, te laat doop. Eerste punt. Die tweede ene, as jy nie gedoop is, gaan jy in die hemel toe nie. Ek het 'n bietjie 'n probleem daarmee, want hoe verduidelik jy dan die man wat aan die kruis langs Christus gehang het? Onthou jy toe hy vir Jesus gesê het, wees my tog genadig, en Christus aan die kruis, besig om vir 'n hele wêreld se sonde te sterf, sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, as jy nou jou Bybel al so 'n bietjie gelees het,
dan staan daar nou nie geskryf, en toe het Jesus nou gevra dat Johannes wat daar staan gou moet water reel, hulle het gou die ouetjie afgekry, om gedoop, om gou deur belydenis gesit, deur die hele, alle kategeses en alles gedoen, toe sy terug aan die kruis, en daardie dag is hy toe saam met Jesus in die paradys. Nee, u weet dis nie waar. Christus het gesê, vandag is jy saam met my in die paradys, en dis waar hy was. Maar waarom doop ons? Want doop is noodsaaklik vir jou geloofspad. Doop is noodsaaklik want ek reageer gehoorsaam op wat God vir my vra. Ek het so 'n paar weke gelede, toe hou ons 10de verjaarsdag, ons vier dit, en as ek nou daaraan dink, is ek onmiddellik lus vir koek en pastytjies en lekker goedjies. Ons het 10 jaar gevier van God se genade, maar iets het in my hart gebeur oor die 10 jaar, want ons verjaar en ons 10 is 'n pragtige getal, dis 'n mooi ronde getal, en my kleinkinders kan almal, selfs Emma, kan mooi tel tot by 10, maar na 10 raak dit 'n bietjie moeiliker, want nou is dit 11, 12, 13, dit raak so 'n bietjie meer gevorder, en ek het vir julle gesê, ek glo dat die Here ons gemeente, na 10 jaar, neem hom op 'n pad waar ons is nou by 11, 12, 13, ons gaan groei, ons wil dieper gaan, ons wil meer leer, ons wil nader kom aan dit wat ons predik, dat ons sê, ons wil 'n leefstyl keuse, soos Jesus sê. Ek dink ons is daar. Waarom doop ons? Ons doop want ons het 'n pragtige voorbeeld by Jesus Christus gekry, en ons wil groei in ons geloofslewe, ons wil nader aan die Here leef, ons wil verstaan dat my ou mens sterf, en 'n nuwe mens staan op. Ons wil in Jesus se voetstappe volg, want die Seun van God het homself laat doop. Nou, dan sê baie mense, ek dink nie, ek is al gereed vir die groot stap nie. Dis nie regtig ietsie waarvoor ek gereed hoef te wees. Dis iets waarvoor ek gehoorsaam moet wees. Nou is altyd 'n goeie tyd om gedoop te word, wanneer ek Christus aangeneem het, wanneer ek vir hom leef, wanneer ek hom volg. En dis nou, want dit vra slegs gehoorsaamheid. My laaste punt. Wat verklaar ek met die doop? En as ek nou vandag spesifiek praat met ons 4 doopelinge en ons belydenis sit nie wat hier voor sit. Ek verklaar dat ek bereid is om te sterf sodat ek kan leef. En elke volgeling van Christus leer dit op hulle geloofspad ergens. Dat Here, ek wil sterf van myself. Ek wil sterf van my eie goeders en my eie probleme en my eie uitdagings en my eie karakter issues en persoonlikheidsgoedjies wat ek het, en ek wil opstaan en leef met u vrug wat deur my lewe, die vrug van die Gees wat in my is, en dit kom uit en ander mense sien dit raak en ervaar dit. Paulus beskryf dit so mooi in Romeine 6 vers 4. Daar staan, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe wandel. Nou vriende, met baie moeite en 'n paar uitdagings, staan daar nou vandag 'n doopbad hier in ons kerk. Baie dankie vir almal wat betrokke was en Paul vir al die harde werk. Maar is eintlik ook so 'n bietjie van 'n graf. So 'n bietjie. Want dis wat daar gebeur. Want as jy in die water gaan, dan identifiseer jy eintlik met die dood van Christus. Dis wat die Bybel, dis wat Paulus beskryf. En as jy opstaan, identifiseer jy met die opstanding van Christus uit die dood. Die ou mens sterf en die nuwe mens staan op. God maak jou splinternuut. Ek wil jou gou na 'n vreemde plekkie toe vat. En as jy nou mooi gehoor het, het jy nou gehoor, ek is nou by die afsluiting, né? Ek het gesê dit is kort. Ons sit hier, ons is gelowige volgelinge van Christus Jesus. Aan hierdie kant is daar brood en wyn.
aan hierdie kant is daar 'n doopbad, of sal ek dit dan nou 'n graf noem? Terwyl ek voorberei, het dit my so laat dink aan my dogter Marien, wat hier by die kinderkerk betrokke is. Sy's 'n jong student, en sy kom een middag, of een naweek toe sy nou huis toe kom, vertel sy vir ons van haar vreemde belewenis in haar filosofieklas. Toe die professor daar staan en hulle praat oor verskeie gelowe, en hy sê, en sy vat nou notas en al die gelowe is vreemd, en hy sê, en daar is 'n geloof wat glo, dat jy kan slegs deel raak van jou verlosser, as jy sy liggaam eet soos brood, en sy bloed drink soos wyn. Sy sê, en sy maak nog notas, en sy dink, hulle is weird. Sy sê, wag, dis ons. En ek dink as daar 'n filosofie professor hier was vanoggend, en ek sê vir hom, daar is eintlik 'n graf, dan sou hy dalk gesê, dis weird, maar dis ons. En dis God se woord. Dis God se woord. Hy sê, as jy die brood neem, en dit word deel van jou liggaam, het jy deel aan my. En as jy nie deel daaraan het nie, het jy nie deel aan my nie. Onthou jy die dag, dit staan ook in die woord geskryf, waar Jesus hierdie, wat die professor probeer vertel het, wat Jesus dit self sê, hy sê, as julle my nie eet nie, het julle nie deel aan my nie, as julle my bloed nie drink nie, het julle nie deel aan my nie. Weet jy wat gebeur daar die dag? Selfs van die disippels van Jesus draai om en loop weg. Jesus vra vir sy ander disippels, wil julle nie ook nou maar loop nie? Want hoe vreemd is dit? En meer as 2000 jaar later, dan kom herinner Christus ons daaraan. Hy sê, doen dit, so gereeld as wat julle by mekaar kom. Kry deel van my. Dit het my hart so aangeraak, my ou sis, jy kan nie glo nie. Sy is ons nou daar ver op 'n plaas in Bella Bella, en dit nie die voorreg wat ek en jy het, om elke keer so by mekaar te kom. Sy sê, my hart het so begeerte, om bietjie weer nagmaal te hou. Ek sê, vir ons het Sondag nagmaal. Sy sê, sy is hier. Sy sê, ons kom, is nagmaal. Ek het so begeerte, om dit te ervaar, want dit sê die volle prys wat Christus vir my betaal het. En die bloed wat ek na die brood inneem, sy bloed wat my reinig, wat my deel maak van 'n nuwe verbond, wat my syne maak, wat my laat uitroep, ek is syne, ek is sy eiendom. Vandag gebeur iets wonderliks. Ras het daaroor gebid ook, iets groot wat gebeur. En ek glo vir ons gemeente is dit ook baie groot. Ek wil gou sê, en dis nou nie die preek na die preek nie, ek's nou klaar. Vir die afgelope 10 jaar het ek en François en Rassie en Rocco, het ons al baie mense gedoop. Want dis wat ons glo, dat die ou mens moet sterf, nuwe mens moet opstaan. Dis wat ons glo, dat iemand wat bely dat hy Christus aangeneem het, ons doen wat Jesus gesê het, gaan maak disippels, doop hulle. Dis vandag die eerste keer dat ons dit so doen, as dit vir jou vreemd voel. Vandag, ons 4 kandidate, en mag die Here gee dat daar nog baie in die toekoms is nou hierna, as hulle is nou gedoop, maar hierna is hulle nou nie perfekte mense nie. Want ons almal het foute, maar Christus kom en hy maak ons nuut. Maar wat ek al so baie in my lewe ervaar het, is dat vir elkeen van julle en elkeen van u wat gedoop is of gedoop wil word, dis die rigting van jou lewe verander. Selfs uit Christus se lewe kan ons dit sien. Nadat hy gedoop is, het sy prediking oor God se koninkryk eers begin. Nadat Christus gedoop is, het die wonderwerke eers begin. En God se gees wat oor hom was, en God wat sy heerskappy, sy bediening kom bevestig het, dis my seun, in wie ek welbehaag het. Alles het van daar af verander. Natuurlik, die aanslag van die vyand het ook groot geword. Maar hier is nou 'n laaste ding. Elkeen van julle, kan julle so raak sien wat nou spesifiek vandag gedoop word. Jy moet nou stil raak nie, nou moet jy getuig. Nou moet jy meer vertel. Want as ek gedoop is dit 'n openbare belydenis dat ek Jesus volg. My ou mens het gesterf, die nuwe mens staan op.
Nou ek weet baie mense hou daarvan, hulle dink ek gaan nou op 'n witness protection program en nou moet ek stil bly. Jy ken mos die duikboot Christene, né? Daai periscope kom uit en as hy nog 'n Christen in sien, dan sê hy, "Hey, ek is ook lief vir Jesus." As ek die ander mense sien, "Hoi." Hierdie belydenis en getuienis, jou woorde wat vandag gebeur, is om vir ander mense te sê ek het Jesus gekies. Dis om te sê ek is 'n disipel, ek is sy volgeling, ek stap hierdie pad saam met hom. My doop is 'n teken dat ek my hart vir die Here gegee het. Ek gaan vir Sydney Swart vra, julle moet almal hier by my kom staan, asseblief. Sydney Swart, Megan Neetling, daar's Megan, Jana Vermeulen, Daniel van der Walt en Etienne Smith vra om hier by my te kom staan, asseblief. En net omdat hulle so baie senuweeagtig is, kan julle hulle sommer met 'n handeklap verwelkom, net dat hulle makliker voel. Ons staan sommer nog nader aan my. Dankie. Baie welkom en baie geluk en baie dankie dat julle hier staan. Daar het soveel goed in ons harte gebeur. Ek onthou die eerste dag toe Jana, herken julle vir Jana, né? Jana is ons, wat speel jy? Sy speel ons klarinet, want sy het hierdie week al daai verstand aan haar getrek, so sy kon nie vandag speel nie. Die mond is nog baie seer. Toe sy die besluit maak, ek wil in gehoorsaamheid hierdie pad stap. Ek het nou al te lank gepraat. En hierdie pragtige jong dames saam met haar in Sydney, wat sê ek met oortuiging wil ek Jesus volg. Hierdie belydenis vir hom aflê. En dan daaruit ons mannebediening, Etienne, is 'n wonderlike ervaring om 'n pad van geloof saam met jou te stap. Het ook tot die oortuiging gekom het. Frans was een van sy goeie vriende. Waar is jy, François? Hy wil nie nou met sy doopbroekie uitkom. Is dit wat julle gekies het om Jesus te volg, vir hom te leef? Is dit die oortuiging van julle hart om te getuig van sy liefde? Is dit julle begeerte om sy disipels te wees en ook ander van Jesus te vertel? Is dit wat julle wil doen? En roep julle hierdie gemeente as getuie dat hulle julle kan help op die pad vorentoe, met raad, met leiding? Mag die Here julle baie ryklik seën. Ek het vir Sydney gevra, Sydney lê vandag net haar geloofsbelydenis af, maar nou ek vir haar gevra, gee vir ons 'n voorbeeld daarvan om vir ander te getuig oor Jesus se liefde in jou lewe. Sydney, sê vir ons. Het is vandag 'n baie groot voorreg om voor die hele Harmonie gemeente belydenis van geloof af te lei en met julle te deel waarom ek vir Jesus Christus gekies het. Dinge van die lewe het al baie veel kere my probeer laat val of onderkry, maar Jesus was altyd daar om my op te tel. Wanneer dinge onmoontlik gelyk het, het Jesus 'n wonderwerk laat gebeur. Die ongelooflike ding van Jesus is, hy het al klaar ons almal lankal gekies. Is dit nie ongelooflik nie? Sorry. Is daar nog? Ja, asseblief. So, Here Jesus, ek vra dat u lig, goedheid en genade deur my sal skyn, sodat almal rondom my ook u wonderbaarlike liefde kan ervaar en so dus ook kies om vir u te leef. Die beste besluit wat ek al ooit in my hele lewe geneem het, is om 'n kind van die Here te wees. Jesus Christus het aan die kruis gesterf vir my sondes, my verlos, en sy liefde is eindeloos. En vir wat meer kan mens vra? So hiermee sluit ek af. Ek Sydney Swart kies 'n lewe saam met Jesus. Baie geluk. Vriende, miskien het jy dit nog nooit gedoen en jy hoef dit nie vanoggend te doen nie, maar ek wil graag vir hulle gebed doen. En ek wil jou nooi, as jy wil saam bid, kan jy jou hand dalk net na hierdie groepie toe uitsteek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hier het 'n pragtige Sydney vanmôre kom bely. U het ons al lank al gekies, maar ek kies om u te volg. Ek kies om vir u te leef.
Dankie vir hierdie belydenis en ek weet die vyand, die duisternis hou nie daarvan nie, maar ons weet in Christus is ons meer as oorwinnaars. Ons is aan die ligkant en U sal haar seën, U sal haar dra, U sal haar beskerm op die pad, Here. Mag sit nie ervaar hoe om te leef uit die bron van U liefde, van U genade en van alles wat mooi is uit U hand uit. En dan Vader, dan bid ek vir ons doopelinge wat vandag hierdie stap van gehoorsaamheid kom neem. Ek bid dat U wanneer hulle daar uitstap, ja daar gebeur nie iets wat ons met ons oë aanskou en wat ons waarneem nie, maar in die geestelike riem gebeur daar so baie wanneer hulle uitklim uit die pad en opstaan in 'n nuwe lewe saam met Christus. Vader, mag U hulle toevou met U liefde, mag U hulle vul met U Heilige Gees en mag hulle uitstap as getuies vir U, jonk en ouer, Here, elkeen van hulle. Ek bid dit in die naam van Jesus en ons bid dit dat U hulle baie ryklik sal seën in Jesus naam. Amen. Baie dankie, sit nie. Ons gaan nou afstap. Gaan ek nou eers vir Jana doop en dan vir Megan en dan vir Daniel en dan gaan François vir Etienne doop. Ons gaan daai kant toe. En daarna gaan ons nagmaal gebruik, so moenie wegraak nie asseblief. François, vir ons dan nie agter. As daar van die jongeres is wat wil nader staan, is julle meer as welkom. Mamas, papas, enigiemand wat wil foto's neem, julle is welkom, hoor. Is op jou kop, jong. Ons water is glad warm gemaak. Jana, soos wat jy jou instrument bespeel, word jou lewe ook 'n lied vir ons almal, want ons sien hoe lief jy vir Jesus is. Nee, maak ons so opgewonde. Mag die Here jou baie ryklik seën. Vriende, net 'n gehoorsaamheidstap, want Jesus het dit gedoen op grond van jou eie belydenis en die keuse wat jy gemaak het om Christus te volg. Gaan ek jou doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geef vir haar 'n lekker baie geluk. Volgende doopeling is Megan Neetling. Papa, gaan jy help? Is dit koud? Ek sê vir Rita vanoggend, is 'n jong dogter. Ek was 12 toe ek hierdie stap van gehoorsaamheid gedoen het. Jou ouderdom maak nie saak nie, want God doen dit daar by Hartklop Kerk. En dat jy Jesus die keuse gemaak het om te volg, maak ons harte bly en jou mamma en pappa se hart baie bly. So Megan Neetling, op jou eie belydenis en keuse om Jesus te volg en vir hom te leef. En ek jou doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Sy baie geluk. Is julle opgewonde? Dis mooi, né? Ons volgende doopeling is Daniel van der Walt. Daniel, dis so 'n groot voorreg om saam met jou hier te staan. Wanneer jy met haar gesels, wanneer jy met haar deel, ervaar jy die liefde van Jesus in hierdie jong hartjie. Hierdie word
baie keer, meeste van die keer, elke keer in ons lewe 'n draaipunt in ons verhouding met Jesus. Mag God se Gees jou vul en mag sy heerlikheid oor jou lewe skyn. Daniël van der Walt, op grond van jou eie keuse en jou belydenis dat jy Jesus wil volg, doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Baie geluk, baie geluk. Frans was baie brawer as ek. Hy gaan inklim. Ons volgende doopeling is Etienne Smith. Jy kan alles oor hom sê, François. Ja, is nie. Hierdie. Daar is hy. Ok, ek het vir Hugo gesê, ek gaan nie baie lank praat nie, maar dit is vir my net so 'n groot oomblik soos wat dit vir Etienne is vandag. Toe ek hom ontmoet het so 'n paar jaar terug, was hy nie op 'n goeie plek nie. En hy het pas 'n groot operasie gehad en hy het nie werk gehad nie. Nee. En jy sê vir my, jou klats gaan gly. In elk geval, hierdie is 'n getuienis van wat die Here kan doen in 'n ou se lewe. Want so, ek weet nie of dit 'n jaar en 'n half of 2 jaar terug is, toe sit ek by hulle in die huis eendag en hy en Karina besluit om onvoorwaardelik hulle lewe aan die Here toe te wy. En ek bid vir hulle en hulle gee net oor en spreek vry en vergewe mense en ek bid vir hulle en hulle maak 'n totale oorgawe by hernuwing. En daarna, onthou om die Here aan te neem is nie 'n quick fix nie. Ek het dit vir hom gesê ook, maar mettertyd het dinge begin verander in sy lewe en werk het begin instroom, Karina het begin huise verkoop, Etienne het werk gekry. Maar die getuienis wat die man het, dit is vir my awesome. So Etienne, ek gaan nou vir jou vra. Gou 'n paar woordjies te sê vir ons. Ja, hy sê ek moet so 10 woorde sê, maar ek kan nie. Maar ek gaan nie lank wees nie. 'n Paar jaar gelede by 'n gospel skouspel skiet daar 'n kanonne klomp teksversies op papier uit. Ek het een van hulle gevat. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al jou bekommernisse tot hom en hy sal vir jou sorg. En daar staan laat los en laat God. En dit het my 7 jaar gevat om dit te doen. Ek het totaal laat los. En Here het vir my kom wys. Dis al wat ek van jou vra. Die res sal ek doen. Amen. So Etienne, ek wil gou net kruis gou jou hande vir my daar. Ek gaan die mic vir jou gee net voor ek kom doop. Op grond van jou eie belydenis dat jy die Here Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en jou saligmaker. En op grond van jou oortuiging dat die Here vir jou gelei het om hierdie besluit te neem, is dit nou vir my voorreg om jou te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek het niemand vergeet nie, né? Wat 'n pragtige oomblik. Vriende, enige tyd, as jy die gehoorsaamheid stap wil neem, kom praat met enige vir ons. Ek vra die nagmaalspan om asseblief na vore te kom, wat saam met my die nagmaal gaan bedien. In een pragtige oggend bedien ons 2 van die wonderlike sakramente wat ons in glo en wat ons ervaar in ons geloofspad saam met Jesus. Baie dankie vir die nagmaalspan.
Louise ook veral die voorbereiding. Wanneer die nagmaalborde by u verbykom, is daar wyn in die middel en druiwesap om die kante. Is dit korrek? Daar's wyn in die middel en druiwesap om die kante. Ek het klaar oor die nagmaal gepraat, oor die volmaakte werk wat Christus gedoen het. In die nag waarin Christus verraai is, het hy die brood geneem en hy het dit gebreek, want dit was 'n teken van wat gaan gebeur. En hy sê, dis my liggaam, sy gebruik dit, neem, eet elkeen daarvan, so kry jy deel van my. En hy het die beker geneem en geskink, en hy het gesê, dis my bloed, teken van die nuwe verbond. Elke keer as julle dit doen, moet julle onthou, ek het vir julle gesterf, ek gaan weer kom en ek gaan julle kom haal, sodat julle by my kan wees. Jesus het in alles vir ons so mooi voorbeeld gegee. Vriende, ek gaan vir ons nou 'n gebed doen, en dan gaan ons span die nagmaal uitdeel, en dan kan u dadelik self die nagmaal gebruik. U hoef nie te wag. U gebruik dit, miskien sê jy vir iemand langsaan, ek is so dankbaar dat ek deel van Christus kan wees. Ek is so dankbaar dat ek dit kan beleef, of wat ook al in jou hart opkom, maar dat Christus in ons, vir ons splinternuut kom maak het. Kom ons bid saam. Ons wonderlike hemelse Vader, ek wil eintlik in die woorde van my sis sê, ek wens daar's nagmaal. En nou is ons hier, ons is by 'n nagmaaltafel wat ons soms dalk so van selfsprekend aanneem, of dink, hoe moet dit lyk? Maar dit is eintlik maar net om aan te sit aan die tafel en deel te hê van u. Dankie vir die liggaam wat vir ons gebreek is, dankie vir die bloed wat vir ons sonde gestort is, wat ons kom nuut maak het, Here. Splinternuut. Dankie vir dit wat ons vanoggend kan beleef. Dankie dat ons herinner word, Here, dat hierdie stikkende, gebroke wêreld, die swaar, die seer, die ellende wat daar is, saam met al die mooi wat daar ook is, maar dit gaan eindig, Here. Maar dit gegaan om vir ons 'n plek voor te berei, en dan gaan U vir ons kom haal om by U te wees. Dankie vir 'n nagmaal geleentheid. In hierdie heilige, wonderlike atmosfeer, mag ons dit beleef. Mag ons deel daaraan hê met die vreugde, omdat U dit vir ons elkeen kom gee. In Jesus naam. Amen. Vriende, soos hulle dan uitdeel, kan U self reeds van die nagmaal gebruik. Baie dankie.
Ons sê vriende, ek maak maar net seker, almal het gekry, ek kon na bo sien, het julle gekry? Almal, dankie, daar agter ook. Baie dankie vir 'n heerlike oggend saam met u. Aan die ouers en almal, die vrouens en die dogters van ons dopelinge, baie geluk. Ek dink is 'n wonderlike ervaring hier op 7 Desember so belewenis te hê. As jy ooit bietjie wil gesels, meer wil weet, nooi ons gerus vir tee. Of koffie, solank dit goeie koffie is. Vriende, een van die laaste goed, en dan is ek klaar. Ek hoop dit het gebeur, dat ek gesê het, ons moet getuig. Maar dis vir alle volgelinge van Jesus. So kom ons staan en dan sing ons rooftops. Net voor ons staan. Dankie André, kan jy net jou glasie na die middel toe stuur asseblief? En daarna gaan ons opstaan en dan sing ons hierdie slotlied saam wat sê, ek sal Jesus se naam uitroep van die bergtoppe af, sodat almal dit weet. As jy jou glasie na die middel toe gestuur het, kan jy staan en heerlik saam met ons hierdie slotlied sing. Baie dankie.
ons tieners herinner om vir Erastus daar agter in die hoek te kry. En dan gaan ons nou vandag van hier af, vriende, mag ons wonderlike God en Hemelse Vader, dat ons so lief gehad, so lief het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen van ons nie verlore mag gaan, maar 'n ewige lewe mag hê. En hy het sy Heilige Gees, die Gees van God in ons harte en ons lewens gebring, om ons op hierdie pad te lei. Mag die Here vir u 'n besonder seën, mag die Here ons belydenis en doopkandidate, mag die Here julle toevou in sy genade en sy liefde. U gaan in die vrede van Jesus. Amen. So